Maak die Bybels weer oop. Vanaand gaan jy saam met my so 'n bietjie Bybelstudie doen. En ons is besig om met mekaar te praat oor hierdie woorde wat Paulus vir 'n jong man sê. Sy naam is Timoteus. En hy sê hierdie woorde en ek gaan nou heel laaste my vertaling hierdie teks skryf soos wat ek graag dit vir die gemeente wil gee. As dit kom by gebed, sê Paulus vir Timoteus hierdie woorde in hoofstuk 2, 1 Timoteus 2 vers 1, hy sê in die eerste plek. Hierdie woorde in die eerste plek, die posisie van gebed, die hoogste posisie. As dit by prioriteit kom, het dit hoog bo aan my agenda wees. Hy sê in die eerste plek vermaan ek dan dat smeking, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Dan noem hy vir konings en almal wat hoog geplaas is. Hoekom moet ons vir hulle bid? Dan sê ek gee die rede sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Is dit mooi nie? En dan hierdie vers moet wil ek gaan dit lees tot vers 5. Want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word. Hoe word mense gered? En tot die kennis van die waarheid kom. Die vraag is, hoe kom mense tot die kennis van die waarheid? Dan kom hy met hierdie geweldige belangrike teksvers. Maar 'n teksvers wat jy kan leer uit jou kop uit, dat dit in jou hart insak. Want hier is 'n belangrike vers. Hy sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal. Hoor gou mooi, as u na die bulletin kyk, dan sal u sien, heel agter het Elise iets geskryf oor wetgewing wat al in 2015 besluit wat geneem was en dis in 2015 al een kant gesit en ewe skielik is dit wetgewing wat nou na die oppervlakte gaan kom en gaan kyk maar wat bevat daardie wetgewing, hoe raak dit kerke. Hoor gou mooi, alle pale lei nie na Rome nie. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, daar is een God, tussen God en die mens, daar is een middelaar tussen God en die mens, en dis die mens Jesus, hy is die weg, hy is die deur. So alle paaie lei nie, as jy in die hemel wil kom, dan lei die pad deur Jesus, hy is die een tussen God en mens, hy daar gaan staan. So is 'n belangrike teks, leer hom maar, en leer hom uit jou kop uit, leer hom uit jou hart uit. As mense jou konfronteer, dan sê jy, dis wat die Bybel sê. Die Bybel is die hoogste gesag. Ons is besig om met mekaar te praat oor hierdie onderwerp gebed, en ek het vanmôre hier geëindig, of begin met hierdie stelling. Hoe sien u gebed? Dit is belangrik, hoe sien u gebed? As u gebed net sien as 'n godsdienstige plig, 'n mooi ritueel, ek gaan bid maar, as u nou my 'n bietjie warm onder die kraag wil hê, dan moet iemand vir my hierdie woorde sê, vra, sal jy asseblief hierdie vergadering op 'n gepaste wyse open? Net so 'n bietjie ritueel, kom ons bid net gou so 'n bietjie en ons lees net so 'n stukkie. Nee, dit is nie, gebed is nie 'n ritueel nie, dit is nie 'n plig nie. Gebed moet jy sien as 'n kragtige aksie. Ek wil vanaand vir jou hierdie wys, net uit die boek Handelinge, wanneer daar gebid word, en gebid was God se hand in beweging. Is dit nie wonderlik nie? Ek het so begeerte om dit te sien, in die tyd waarin ons lewe, om God in aksie te kan sien, nee? En toe het ek vir u hierdie stelling gemaak, gebed is die brandstof van die geestelike lewe, en ek wonder hoe lyk jou tankie vanaand? Die grootste sonde wat daar is vir die kind van die Here, is die sonde van biddeloosheid. En as jy 'n bietjie naslaan oor biddeloosheid, dan noem hulle dit is 'n gruwelike sonde. En ek wil vanaand vir u sê, daar is 'n geweldige prys wat betaal word,
wanneer 'n gemeente, wanneer kinders van die Here biddeloos is, wanneer een in die geestelike lewe biddeloos is, jy kan maar weet, jy gaan 'n dierprys betaal. Iewers in die lewe gaan jy daardie dierprys betaal. Dit is 'n geweldige groot sonde. Hulle praat, die Bybel verwys ook na die sonde van biddeloosheid. So dis 'n sonde waaraan baie kinders van die Here hulle skuldig maak. Blaai saam met my na Handelinge. Ek praat nou met u oor, ek maak hierdie stelling dat gebed is 'n kragtige aksie. Nou wil ek hierdie dinge uit die boek Handelinge. Ek het vanmôre gesê, as jy nou na gemeente wil kyk, wat gebid het, en ek wil dit weer vir u noem, hulle sê dis deur herhaling wat dinge vaslaan. Ons kan nou vanaand sê, ja, maar hulle het gebid omdat daar 'n gemeente was en omdat daar gebedstye was. Nog lank voordat daar 'n gemeente gestig was, of dat die Heilige Gees uitgestort was, het ons gelees dat hulle het begin bid. En ek wil sekere dinge vanaand vir u wys. Wat gebeur wanneer daar gebid word? Nou Handelinge 2, en ek gaan nou dit eers hierdie gedeelte vir u lees, en dan gaan ek vir u sê, wat is die gedagte? Hoor nou mooi. Hulle was nou 10 dae, was hulle in die bovertrek. In vers 14 sê, ek lees vers 13, as jy daar is, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek. Onthou, Jesus het nou sy groepie disippels gevat, en vir hulle gesê, ek wil hê julle moet Jerusalem toe gaan, Lukas 24 vers 48, en julle moet daar in die bovertrek, moet julle wag, sodat die belofte van die Vader verwys na die Heilige Gees, het al daar by mekaar gekom, hoor nou mooi, waar hulle gewoond was om te vertoef. So die bovertrek was nie 'n vreemde plek nie, hulle was gewoond om soontoe te gaan. En dan word al die name van hierdie disippels genoem wat daar was, en dan teenwoordig was in vers 14, en almal het eendragtig volhard in gebed en in smeking. 10 dae. 'n gebedskonferensie van 10 dae. En hulle het gebid. Hoor nou mooi, hoofstuk 2 vers 1, en ek lees van vers 1 tot 4. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig by mekaar. Weet jy wat, ek wil dit vir u sê, en ek wil dit graag vir u sê, en u moet my hart verstaan, ek sê weer, ek praat maar vanaand met u uit my hart uit, soos vanoggend. Een van die grootste steurnisse in die geestelike lewe. Hoekom dink jy was hulle 10 dae by mekaar? Al hierdie disippels, dink nou 12, daar's nou nuwe een gekies, Matteus is toe gekies. Dink nou al 12 hierdie, hulle het verskillende persoonlikhede gehad. Daar was ook maar gevoelens tussen hulle, daar was ook maar gesindhede tussen hulle, nê. En voordat iets kon gebeur, voordat die hand van die Here in beweging kon kom vir 10 dae, moes hulle dinge uitgesorteer het onder mekaar. En ek hoor hoe bid een, en sê, Here, ek het al, hoe lank al het ek hierdie ding in my hart teen Petrus. Petrus is so voortvarend, en Here, vergewe my van hierdie ding wat in my hart. So vir 10 dae was daar 'n reinigings, ek wil amper sê 'n reinigingsseremonie wat plaasgevind het. Dinge wat hulle voor die Here bely het. Kinders van die Here se sondes wat hulle voor die Here bely het, 10 dae. So om gebruik te kan word deur die Here, moet ek 'n skoon kanaal wees. So hulle moes vir 10 dae moes hulle eenkant gesit word, sodat die Here hulle kan skoonmaak, kan reinig. En toe daardie oomblik nou plaasgevind het, sê die Bybel, toe dit die Pinksterfees was en hulle was eendragtig by mekaar. Dis 'n mooi woord, nie? Eendragtig. Ek wonder of hierdie gemeente, of die Here dit kan sê. Hierdie gemeente is eendragtig by mekaar. Geen gesindhede, geen dinge te mekaar nie. Maar die Here, ek is oop voor u en u kan my gebruik. Is mooi nie? Jy moet sulke woordjies onderstreep. Hulle was almal eendragtig. Daar was nie tweespalkie, daar was nie 'n dwarstrekkery gewees nie. Nee, Here, ons is hier. Ons wil u hand in beweging plaas. Al die verskille sit ons eenkant. Ons het een doel en ons wil sien wat die Here kan doen, nê. Hoor nou mooi. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos 'n geweldige rukwind, en die hele huis en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Hoor nou hierdie woorde. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Is dit nie mooi nie? Wat is die gedagte wat ek vanaand vir jou wil deurbring nie? Hulle was nog besig om te bid. Daar in die bovertrek is hulle besig om te bid.
O Here, ons vertrou U. Ons wil sien al U beloftes. Jesaja 62 wat ek vanmôre aangehaal het, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes. Moenie rus nie totdat hy, en dan maak ek seker stippeltjies altyd, dan sê ek Here, totdat ek gaan nie rus, ek gaan U nie los nie, totdat U hierdie belofte waarmaak. En terwyl hulle nog bid, sê die Bybel, toe maak God die belofte van die Vader waar. Wat is daar die belofte? Lukas 24 vers 48. Die uitstorting van die Heilige Gees maak hy waar. Wat beteken dit? God antwoord gebed terwyl hulle nog bid. Dis nie wonderlik nie. Ons bid, dan sê ons Here, as dit nou U wil is en dan wil ons graag hê U moet dit doen. Hoor nou mooi, terwyl hulle bid, terwyl hulle besig was om te bid, kom God en hy maak hierdie gebed van hulle waar. Is dit nie wonderlik nie? Gebed is wat? Is 'n kragtige aksie. So gebed was vir hierdie manne baie belangrik geweest. Gebed was hulle lewe. Hulle het niks gedoen. Ek gaan vir jou vanaand wys uit die boek Handelinge. Hulle het niks gedoen alvorens hulle nie eers gebid het nie, of terwyl hulle gebid het, het hulle dit ervaar hoe God in aksie besig is. Dit was juis in hierdie atmosfeer van gebed, as jy dit lees, dat Petrus opgestaan het en gepreek het. Daardie atmosfeer was deurtrek met gebed gewees. Was deurweek met gebed gewees. Dit was vermaklik. Hoor gou mooi. Weet jy wat beteken dit wanneer daar gebid word vir 'n diens, vir 'n aanddiens, vir 'n oggenddiens, vir 'n bidtuur, vir dames bidtuur of vir 'n geleentheid, wanneer daar mense is wat bid. Weet jy wat doen jy? Jy maak dit vir my maklik om die woord te verkondig. Jy skep die atmosfeer. Petrus, 'n eenvoudige visserman, hy was nou skaam vir 'n diensmeisie gewees. Hy hardloop weg vir 'n diensmeisie en hy het hemelse vrymoedigheid op Pinksterdag en hy staan op en hy sê vir hierdie mense, hy sê, julle het hom gekruisig. Net nou toe vra 'n diensmeisie, ken jy Jesus? Is jy nie een van hulle nie? Toe hardloop hy weg. Hy was skaam vir Jesus. Maar daardie vrymoedigheid wat hy gekry het, nommer 1, omdat hy vervul was met die Heilige Gees, en nommer 2, daar was mense wat vir hom gebid het. As jy God se hand in aksie wil sien, bid vir 'n diens. As jy wil sien hoe word mense gered, bid vir 'n diens. Bid spesifiek en sê, Here, red daardie persoon. Red mense. Ons wil sien hoe mense die Here soek. Ek vertel dit baie. Dit so 'n indruk op my as kind gemaak. Flora konferensie. Dit was hier in aan die ander kant Lady Smith, waar het hulle altyd konferensie gehou, die Afrika Evangeliese Bond. Ek was so 'n seentjie gewees, my ouers het ons altyd na sulke konferensies toe geneem. Hulle het ons altyd in hierdie atmosfeer van konferensie het hulle ons groot gemaak. Altyd vakansietye, as daar konferensie was, het my ouers baie moeite gedoen om ons daar te kry. Baie keer het ons met 'n trein gery. Het ons by die naaste stasie dan so toe geneem. Maar een ding onthou ek, by Flora konferensie, ons het aangery gekom. En die oom wat ons geneem het tot by dit was sy plaas waar die konferensie was, oom Vaan. En ek onthou ek het daar saam met my ouers afgeklim van hierdie voertuig af. En ek het gesien maar daar sulke ronde tentjies. En ek het gesien hoe staan mense aan die buitekant. Ek het nou gewonder as kind, wat gaan by daai tent aan, want hulle staan buitekant. En toe kom ek later agter, dis die gebedstent. So as die gebedstent is so vol, dat mense staan in 'n ry, as iemand klaar gebid het, en hulle staan op, dan gaan die volgende persoon in die tent in. En dan hoor ek hoe bid hulle, vriende, ek was so bang vir daai oom en tannies gewees, hulle het gebid, dan hoor ek hoe roep hulle na die Here. Hoor gou mooi, by die eerste diens, by daai konferensie, dan sien jy hoe staan mense en sit mense agter bosse en bome, dan soek hulle die Here deur die nag. Waar is daai tye? Hoekom gebeur dit nie meer nie? Weet jy hoekom? Bid ons werklik? Bid ons werklik, hoor gemooi, in daardie atmosfeer van Pinksterdag, staan Petrus op en hy bid, en hy begin die evangelie bring, nee. En dit was nie lank nie, een persoon na die ander. Die Bybel sê, daardie dag het 3000 mense die Here gesoek. Was dit as gevolg van Petrus se prekens? Nee, gaan kyk maar wat het hy gedoen, Handelinge 2, daarvan vers 14 af, dan gaan kyk jy wat het hy gepreek. Eenvoudige boodskap. Die mense het die Here begin soek, maar weet jy wat was dit gewees? Die atmosfeer was ryp gebid gewees.
O Here, ons het nodig dat die hemel sal laag sak, dat ons sal sien wat God vir mense kan doen. Ek wil jou 'n paar dinge wys van daai 10 dae. Ek laat die klem val op daardie 10 dae se volhardende gebed. Die Bybel sê, hulle daardie gebedsvlam met hulle aangegee. Ek het in my geestesoog is soos die Olimpiese speler. Se speel daai vlam wat hulle so aangee nie. Die een hardloop en gee hom aan, so bid hulle en gee hierdie vlam net so aan, die gebedsvlam noem ek dit, vir 10 dae. Het hulle mekaar afgelos. Here, ons hou u vas. Kyk wat het gebeur. As gevolg van 10 dae is mense diep in hulle harte getref, die oomblik toe Petrus opstaan. Diep in hulle hart. Die Bybel sê dit. Gaan lees dit. En toe was hulle diep in hulle hart getref. Hoekom? Niks van Petrus nie. Dis as gebed, as gevolg van gebed, word hulle diep in die hart getref. Kyk daar. As gevolg van daai 10 dae se volhardende gebed, het mense onder diepe sonde oortuiging gekom. Dit is wat gebed doen, vriende. Wanneer daar gebid word, word mense diep, dis soos 'n pyl. Die vertaling is, een vertaling sê, 'n pyl het hulle hart getref. Die pyl van die evangelie nie. En hulle kom onder diepe sonde oortuiging. Weet jy wat is sondeoortuiging? Mense sien hulle self soos wat God hulle sien. Hulle maak klaar met sonde, hulle knak nie net met sonde, hulle breek met sonde, hulle sê, Here, ek is klaar met sonde, hulle draai hulle rug op sonde, hulle vertrou dat die Here vir hulle sal iets niets kom doen hier binne, soos ons vanmôre gesing het, hulle is 'n nuwe skepsel, nee. Alles wat op Pinksterdag gebeur het, kan toegeskryf word aan gebed. Terwyl hulle nog bid, antwoord God gebed. Hulle het geglo in gebed. Ek wys vir jou nog iets wat in hierdie gemeente gebeur het. Kyk gou nou vers 42. Handelinge 2 vers 42. En hulle het volhard. Jy moet nou mooi oplet hoe die Bybel skryf. Jy moet altyd oplet na die volgorde van woorde. En hulle het volhard in die leer van die apostels. Wie is die hulle? Ons moet nou mooi oplet, wie is die hulle? En hulle het volhard, nou lees ek vers 42. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar het op die dag omtrent 3000 siele bygevoeg. So dis die nuwe bekeerlinge. Hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Wat sê hierdie vers? Kyk mooi wat sê die. En hulle, die nuwe bekeerlinge, het volhard in die leer van die apostels, en dan noem hy dit, en in die gebede. Wat sê hierdie vers? Wanneer 'n mens hierdie hoofstuk baie mooi deurlees, dan sien 'n mens dat hierdie nuwe bekeerlinge was geleer om te bid. Kom ek wil jou leer. Kom ek leer jou. Om te bid moet jy dit leer. Jy moet geleer word om te bid. Hierdie apostels het hierdie mense gevat, onder 'n vlerk ingeneem en gesê, hoor gou mooi, ek wil hê, julle moet ook begin om te leer om te bid. Hoekom moes hulle bid? Hoor gou mooi, hulle het volhard in die leer van die apostels, hulle het die voorbeeld gesien, en vir die apostels was gebed die hoogste roeping wat daar was. Die hoogste prioriteit van hulle lewe. Hoor gou mooi, hulle het die voorbeeld gesien en ook gehoor hoe bid hierdie apostels. Kom ek leer julle. So dis afgevryf op nuwe bekeerlinge. Hoor gou mooi. Wanneer jy siel na die Here toe lei, leer hom, leer haar om te bid. Dis een van die belangrikste dinge. Mense weet nie om te bid nie. Ek sê dit vanaand weer vir u, nee, dis skokkend. Daar's mans wat nog nooit hulle vrouens hoor bid het nie, daar's vrouens wat nooit hulle mans hoor hard bid het nie. Hulle skaam. Hulle bid nie vir mekaar, hulle sal saam Bybel lees. Maar saam, ons bid my elkeen op ons eie, en ek nog nie daai vrymoedigheid hoor ek iemand sê, hoor gou mooi, jy moet geleer word. En wanneer ek geleenthede skep, soos in hierdie kerk, en ons maak groepies, moenie laat gebed by jou verbygaan nie. Vergeet wat mense sê, wat mense dink, begin om te bid. Jy praat met
Jy praat met die Here Jesus, jy praat met God, jy praat met die hemele. O Here, dankie dat U my hart ken. Dit gaan nie vir hom oor die woorde nie. Hulle is geleer om te bid. Ek wil vir jou iets wys. In die hele boek Handelinge is daar soveel klem wat geval wat die klem wat lê op gebed. En nou moet jy gaan kyk hoeveel kere praat die boek oor gebed. So gebed is belangrik, ons laat die klem daarop val, maar hoe weet ons dat die gebed was belangrik geweest? Dit hang nou af wat se vertaling jy gaan gebruik en jy dit gaan tel. Maar as jy nou 'n paar vertalings bymekaar sit, gaan jy in die boek Handelinge, gaan jy 30 tot 34 keer sien dat daar verwys word na hierdie woordjie gebed. 30 tot 34 keer, net in een boek, gebed. Oor en oor, die konsep van gebed, hoe belangrik gebed vir hierdie mense was. Maar ek noem vir 'n nuwe gedagte. As gevolg van gebed, en nou vir die gesê, mense het tot bekering gekom, maar as gevolg van gebed, jy moet dit gaan lees, het die gemeente gegroei. Nou moet jy baie mooi kyk, het het so gegroei, dat het belangrik was toe vir die kerkraad van daardie tyd om 7 manne aan te stel. Die apostels, die is nou 7 manne wat hierdie apostels moet help. Blaai gou saam met my nou hoofstuk 6 vers 4. Ek wil dit daar vir u lees. En dit groei, die Here, die Bybel sê oor en oor, en die Here het by die gemeente gevoeg, die wat gered word. Hoor gemooi, as ons wil hê dat hierdie gemeente moet groei, dis nie my verantwoordelikheid alleen nie, dan moet ons begin bid. Here, voeg by die gemeente mense wat gered kan word. Hoor wat sê 6 vers 7. Hy sê, en die woord van God, vers 4, maar ons sal volhard. Dis nou wat die apostel sê, kyk dan uit broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees, wysheid, wat oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sê, die apostels, ons sal volhard in gebed en die bediening van die woord. Nou, iets baie interessant wat ek vir jou wil wys, nee. Hy sê, maar ons sal volhard. Die Engels is so mooi, they gave themselves to prayer. Nou, hier kom die versoeking. Ek het maar gewonder, wat sou ons as kerkraad gedoen het, as die gemeente, die Here by hierdie gemeente net mense gevoeg het? As ons nou in hierdie apostelse skoene was, wat sou ons gedoen het? Ek het gewonder. Ek het gewonder as ek na die gemeente toe sou kom en sê, hoor gou mooi, maak 'n paar voorstelle. Hoor gou mooi, die gemeente groei. Wat moet ons doen? Ek wonder, sou ons as gemeente, sou ons as kerkraad gedoen het wat die apostels gedoen het en gesê het, hoorie, kom ons stel 7 man aan, hulle kan na die gemeente kyk, hoor nou die volgorde, ons sal bly by gebed en by die bediening van die woord, dis ons taak, of sou ons na beter metodes gegryp het? Hoor gou mooi, ons moet nou die gemeente moet ons nou baie hier sou die woord baie beter organiseer. Kom ons kry nog dinge en ons gryp na beter metodes en aktiwiteite. Hoor gou mooi wat het hulle gedoen. Hoor nou mooi. In watter volgorde sê die apostels het hulle gekies. En hulle was so dankbaar en die Here het by die gemeente gevoeg oor en oor. Op daai stadium, as jy dit gaan tel, was daar 5000 al by hierdie gemeente gevoeg gewees het by Handelinge 6. En soos wat die mense gered geword het, die Here by die gemeente gevoeg. Hoor gou mooi wat sê hierdie apostels. Hoor wat kies hulle. Kyk na die volgorde. Dis die Bybel noem dit so. Gebed, ons sal volhard in gebed. Ons sal voortgaan om te bid en te sê, Here, ons vertrou U, ons smaak maar 'n bietjie. En in die bediening van die woord. Eers gebed. Eers gebed. En dan die bediening van die woord. They gave themselves to prayer. Is dit mooi nie? Kom ek wys vir u nog.
In Handelinge 12 is daar 'n krisis in hierdie gemeente. Ek spring maar oor hierdie hoofstukke, wys vir jou net hier en daar. In Handelinge 12 is daar 'n krisis. 'n Baie interessante hoofstuk. En die krisis is Petrus is in die tronk. En vers 5 sê hierdie woorde: So is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Maar daar het aanhoudende, hoor gou mooi, om aanhoudend te bid. Kom jy in daardie, dis 'n mooi gewoonte, jy kom in daardie roetine, Here, ek is in 'n krisis. En die enigste oplossing wat daar is om te bid. Nou wil ek net so tussen hakies sê, hulle vertrou die Here, dat Petrus uit die tronk uit moet uitkom, en toe dit gebeur, toe skrik hulle. Die Here antwoord gebed. Hulle was nog so by mekaar om te bid, toe klop Petrus daar. Toe hulle na die voordeur toe gaan, miskien na die voordeur toe gaan, en sien dis Petrus, toe slaan sy die deur in Petrus toe, en sy hardloop terug, sy sê, hoor gou mooi, ek is seker is Petrus wat hier by die deur staan. Terwyl hulle bid, aanhoudende gebed het opgegaan, en Here, ons vertrou U dat U vir Petrus uit die tronk sal, dat U iets sal doen, en toe gaan die deure van die tronk op. Aanhoudende gebed, daar sy definisies, is sonder ophou. Voortdurend, oor en oor, herhaaldelik. Here, ons herinner net vir U, ons is in 'n krisis, sal U hierdie krisis vir ons kom oplos. Wat is jou krisis vanaand? Hierdie gemeente het met 'n krisis gesit, hulle herder was toegesluit gewees. Jy het 'n krisis by jou werk, in jou omstandighede by die werk, hoor gou mooi. In enige krisis kan jy na die Here toe gaan. Jy kan, hoor nou mooi, en hulle het aanhoudend daaroor gebid, herhaaldelik, sonder ophou. Here, asseblief. Weet jy wat my interessant is? In Handelinge 12, hierdie woordjie aanhoudend. Om aanhoudend te bid, moet jy dit al hier geleer het. Waar het hulle die eerste keer geleer? Nog lang voordat die gemeente daar was. En hulle by mekaar gekom het, hierdie 10 dae so by mekaar, het hulle aanhoudend, sonder om op te hou, het hulle gebid. Hulle het hierdie vlam net hulle maar net aangegee. So aanhoudend beteken, hulle het hierdie mooi gewoonte aangekweek. Ek hou nie, mense hou nie van daai woordjie nie, maar hulle het 'n mooi gewoonte gehad. Hulle het 'n plek gehad, waar hulle weet hulle kan heen gaan. Here, ons kom na U toe. Is dit wonderlikie? Gebed. Ek gaan spring, want ek wil nie ons moet weer bid vanaand. Kyk wat sê Paulus vir 'n jong man Timoteus, in 1 Timoteus 2 vers 1. Nou gaan ek my vertaling daar neersit. Hoor gou mooi wat sê hy. In die eerste plek, vermaan ek dat gebed die hoogste roeping, die hoogste plek in jou lewe, sowel as in hierdie gemeente sal inneem. Dit skryf hy. 1 Timoteus 2 vers 1. Die hoogste roeping, die hoogste prioriteit in jou lewe sal inneem. Hy sê dit, in jou lewe, hy sê vir Timoteus, sowel as in die gemeente se lewens. Wat bedoel hy? Wat sê hy daar? Hy sê, Timoteus, ek wil jou vra, as ek jou goeie raad kan gee, leer mense om te bid. Is jy bang om te bid? Leer mense om te bid. Leer jou gemeente, as hy sê in die eerste plek, vermaan ek jou. Hy sê, leer, as ek jou goeie raad kan gee as 'n jong dominee, sê hy vir Timoteus, leer jou mense om te bid. Dat gebed nie net 'n mooi roetine sal wees nie, of 'n godsdienstige ritueel, nee. Dat hulle sal leer, gebed is 'n kragtige aksie. Wat het ek vanaand jou geleer? 'n Paar dinge. Terwyl hulle bid, hoor God gebed. Terwyl hulle bid, antwoord die Here gebed. Is dit nie mooi nie? Is dit nie wonderlik nie? Dink jy dat die kerk van die Here Jesus vandag ernstig is oor gebed? Glo ons dat gebed is 'n kragtige aksie. Glo ons dat God hoor wanneer ons bid. As ons dit vanaand sê, hoekom neem ons gebed dan nie ernstig op nie? Hoekom bid ons nie? Hoekom kom ons nie en ons sit ons hand op die troon en sê, Here,
Dankie dat ons weet, U is God. En dankie dat ons weet, by U is niks onmoontlik, Here, as dit kom by my werksituasie, as dit kom vir reën in Suid-Afrika, vir Kimberley self. Here, dis droog. Here, ons wil vanaand vir U sê, hoor gou mooi, terwyl ons bid, antwoord God gebed. Glo ons dit? Glo ons die krag wat daar in gebed is? Hoor wat sê Lukas 11 vers 1. Here, die disippels kom na die Here Jesus toe en sê, Here, leer ons bid. Hulle het Johannes gesien bid, hulle het sy disippels gesien bid, hulle het gesien hoe bid hierdie mense, en die disippels wat 3,5 jaar saam met die Here Jesus op aarde gewandel het, kom met hierdie versoek een oggend by die Here en sê, leer ons bid. Miskien het jy nodig om vanaand net hierdie gebed te bid. Here, leer my om te bid. Help my dat ek klaarmaak met rympies opsê. Ken jy rympies opsê? Jy weet, ons het so gewoonte wat ons kan bid, sekere rympies opsê. Maar Here, help my as ek bid, dat ek in die troonsaal sal instap, dat ek sal bewus wees, dat ek is in U teenwoordigheid. Here, die voorhangsel het geskeur, en U het dit moontlik gemaak, dat ek agter daardie voorhangsel kan inkom in die teenwoordigheid van God. En Here, dankie dat ek my hande kan kom plaas daar, en net vir U kan sê, net U en U alleen. Wat ek vanaand vir jou gewys het, was moeilike situasies. Ek lees dit nou maar maklik van Petrus, dit was onmoontlik vir hom, hulle wou hom doodmaak. Bid oor die saak. Hier bid 'n gemeente, Here, sal U ons leier uit die tronk uit kom haal. Hulle gaan hom doodmaak, Here, as U nie. Hoe gaan hulle dit doen? Ek hoor hoe sê mense, Here, as dit U wil is, maar hoor gemooi, hulle het nie nee verantwoord gevat. Hulle het gesê, Here, ons vat God op sy woord, en terwyl hulle bid, het iets gebeur. Wonderlik gebed nie. Het jy iets geleer oor gebed? Hoor gemooi, gebed is 'n kragtige aksie. Dis God se hand wat in beweging gekom het. En God wil graag sy hand. As daar 'n vers is wat ek wil hê jy moet leer, is die vers in Jesaja 62. Waar julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Daar's soveel beloftes, meer as 33,000 beloftes. Vat 'n belofte, hou ons so voor die Here op en sê, Here, ek wil U kom vertrou. Vir my huissituasie, vir ons familie, vir my kinders, Here, vir my werk, vir die onsekerheid oralste wat heers, Here, vir ons land, vir ons leiers, Here, ek kom hou hierdie, hoor nou mooi. In 1 Timoteus 2 is daar 'n hele lys, jy vat hom. Die Bybel sê daar moet gebid word dat mens gered moet word. Ons sê, Here, ek bid volgens U wil. Hier staan in 1 Timoteus 2 dat dit U wil is dat mense gered moet word. Nou so, red mense. Daar kan alleen mense gered word wanneer daar gebid word daarvoor. So nou gaan ons weer bid. Nou wil ek vir u vra, ons moet voortgaan om vir die reën te bid. Maar ek wil ook vra dat u sal bid dat die Here geestelike reën. U weet wat ek daarby bedoel? Dat die Here mense sal ontmoet. En dis 'n laat uur, vriende. En hoe later dit raak, hoe donkerder word dit, hoe moeiliker raak dit vir mense om tot bekering te kom. En ons moet bid, Here, kom red siele. Red. Miskien moet jy vanaand eers jouself bring en sê, Here, leer my bid. Hier is ek, kom leer U vir my. Reg so, is daar enige ander gebedsversoeke van die vloer af, wat U wil hê, ons moet voorbid. So ons gaan weer groepies maak. If jy skaam te wees nie, as dit onuitgesproke is, dan lig jy jou hand op, dan sê, ja, daar is 'n onuitgesproke gebedsversoek. Is daar sulke gebed? Dankie Gerard, dankie Juliana. Nog? Sê jy, dankie, baie dankie. Annelie. Het is wonderlik om na die Here toe te kom. Al is die saak hoe onmoontlik, sê Here, ek kom vandag en ek kom vertrou U. Sal U saam met my bid dat die Here siele sal red in ons gemeente, dat die Here vir ons hongermense sal stuur wat geestelik honger is. Ek het 'n behoefte, 'n geweldige behoefte om iemand na die Here toe te lei. Ek weet net daai gevoel te kry hoe om iemand te help en jy sien hoe die lig deurbreek in sy of haar lewe. Ek het daai behoefte hier binne. Bid daarvoor, sê Here, stuur mense. Hulle het gebid en God hoor. Sê vanaand vir hom, dankie Here, U is die hoorder van gebed. Sê vir hom, hy wil dit hoor. Reg so, u weet wat om te doen, hè? Kom ons maak groepies. En dan bid ons weer saam.